gemoedsrus deur vrede te soek. Een van die eerste stappe wat 'n mens kan neem om gemoedsrus te kry, is om nie te wag vir vrede nie, maar dit juis aktief na te jaag. Hoe word dit gestel in Psalm 34 vers 15? Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Met ander woorde, God roep ons op tot aksie. Vrede is nie 'n toevallige emosie wat sommer net van self gebeur nie. Dis 'n aktiewe keuse, dis 'n aktiewe lewenswyse. Dis 'n doelbewuste rigting wat jy kies. Nou ons moet in ag neem dat Psalm 34 ontstaan het in 'n tyd van vervolging en onsekerheid. Dit was juis vir Dawid 'n moeilike tyd en hy skryf dit in 'n situasie waar sy lewe letterlik bedreig word. By hom leer ons dat vrede is nie die afwesigheid van gevare nie, maar die teenwoordigheid van God se leiding in die midde van alles. Juist daarom sê ons moet wegbly van die kwaad. Dis nie net wegbly van verkeerde dinge nie, maar ook van dit wat ons innerlike vrede steel. Hy sê ons moet ook doen wat goed is, want dit doen nie net ander goed nie, dit doen ook onsself goed. Soek en jaag. Dis die twee werkwoorde wat hy gebruik om te motiveer dat ons aktief besig moet wees om vrede te vind. Ons moet weer kies om vrede as 'n effektiewe geestelike dissipline of heilige gewoonte te maak. Konflik, oorstimulasie, die konstante negatiewe nuus wat ons oorlaai, dit alles beïnvloed ons emosies te negatief. In die positiewe sielkunde leer ons dat die doelbewuste regulering van ons emosies, soos die aktiewe najaag van positiewe interaksies, bou juis volhoubare kalmte, vrede met antwoorde. Krauss en ander wys daarop dat wanneer ons bewustelik kies om vrede te bevorder, neem ons brein se stresreaksies af en ons veerkragtigheid neem toe. So Dawid het al lankal geweet wat die positiewe sielkunde nou navors. Doen vandag een ding wat vrede bevorder, soos 'n vriendelike oproep, of stap in die natuur, of kry net 'n oomblik van stil gebed. Laat jou lewe getuienis wees dat vrede van binne moontlik is. Dis ware florering. Leef geïnspireerd.